Kom ons lees vanaand verder uit Johannes 2 vers 13 tot 22. Die Pasga van die Jode was op hande en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duwe aangetref en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag, ook die skape en die beeste en die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. Vir die wat die duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Sy disippels het onthou dat daar geskryf staan, die hartstog vir u huis sal my verteer. Die Jode vra hom toe, met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Daarop het die Jode gesê, 46 jaar gelede is aan hierdie tempel begin bou en jy sal dit binne 3 dae opbou? Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disippels onthou dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het, geglo. Kom ons kyk wanneer hierdie gebeur en waar. Ons lees dit vind plaas tydens die Pasga op die tempelterrein. Die Pasga, natuurlik daardie fees wat die Here ingestel het destyds toe Israel uit slawerny verlos is onder leiding van Moses uit Egipte uitgelei is. Toe is daar 'n punt net voor die volk uiteindelik finaal uitgelei is en weggelei is waar die Pasga ingestel is en op hierdie fees moes 'n lam geslag word en die bloed van die lam moes teen die deurkosyne van die Israeliete gesmeer word. En dit is dan sodat wanneer die doodsengel deur beweeg, dat hy, wanneer hy die bloed van die lam sien teen die deurkosyn, dan gaan hy verby en hy neem nie die lewe van die eersgeborene in daai huis nie. Passover, die Pasga. En op hierdie stadium van die verhaal in Johannes lees ons, dis tyd vir hierdie fees om gevier te word en so gebeur het dat daar aanbidders van oral oor sou opkom na Jerusalem om dan hulle offer te bring. Juis om terug te dink na die verlossing uit Egipte. En dan sou jy na die tempel toe kom en jy sou daar jou offer kon bring op die tempelterrein. En dit is op hierdie tempelterrein waar Jesus toe al die verkopers van beeste, skape en duwe aantref. Hierdie tempelterrein, om dit dalk net so rofweg te verduidelik as ek 'n vinnige sketsie kan maak, verwys na die hele kompleks van die tempel en nie net die gebou van die tempel nie. So die tempelgebou het, soos ons weet, bestaan hoofsaaklik uit 2 gedeeltes, die heilige en die allerheilige. Maar buite om die tempel was daar basies 2 groot komplekse. Die voorste gedeelte net voor die tempelgebou is die voorhof, daar kon die Israeliete aanbid, die ware Jode. En dan die terrein voor die voorhof kan ons maar die hof vir die heidene noem. En dit is op hierdie terrein, op hierdie gedeelte waar die nie-Jode kon aanbid. Die nie-Jode wat wel geglo het in die God van Israel kon daar saamkom en kon daar aanbid. Nou dit is baie moontlik dat Jesus die verkopers hier in hierdie aanbiddingsgedeelte vir die heidene aantref. En wat gebeur het is, mense het van oral oor gekom en dan het hulle na die tempel toe beweeg, mense wat nou kom aanbid vir Pasga, en dan het jy deur hierdie hof beweeg en daar kon jy dan nou jou beeste, skape en duwe aantref. En dit is natuurlik glad nie hoe die Here dit bedoel het nie, hoe genaamd nie. Ons sien dit mos nou hier in Jesus se reaksie, hy keer dit glad nie goed nie. Maar wat hier begin gebeur, is die kommersialisering van aanbidding. Die verkopers sien hier 'n geleentheid om geld te maak. Al hierdie mense kom hier na die tempel toe. Kom ons maak dit vir hulle maklik. Ons kry vir hulle al die offerdiere, beeste, skape, duwe vir die armansoffer. En as jy nou van ver af kom, is moeilik om jou diere tot hier te bring. Ons maak vir jou 'n plan. Jy kom hier aan, koop jou diere sommer net hier, bring jou offer en daar gaan jy aan. Jy weet, dis hierdie vorm godsdiens wat ons hier sien. Natuurlik het hierdie verkopers ook die prys so 'n bietjie opgestoot en die mense uitgebuit. Veral lei ons dan nou af die duwe wat die armansoffer is,
het veral dan nou ook wins gemaak uit die arme mense. Jesus kom hierop af, en hy sien die kommersialisering van aanbidding, en hy sien hoe hierdie kompleks wat gebruik moet word vir aanbidding, juis vir die nie-Jode, hoe dit nou ewe skielik 'n markplein geword het, en dit verhinder die mense om God te aanbid. Hy vleg 'n sweep, jaag die diere daar weg, jaag die mense daar uit. Hierdie is 'n plek van gebed. Hierdie is die huis van my Vader. Hoe kan dit wees dat die Israeliete wat destyds in die woestyn doodgeslaan word wanneer hy naby die Allerheiligste kom, wanneer hy durf waag om naby God se tent te kom, die tabernakel? Hoe kan dit wees dat hulle so verval het in hulle ontzag vir die Here, dat hulle begin handel dryf, van die Here een of ander gekommersialiseerde God maak, waar jy kan geld maak? Jesus wil hiervan niks weet nie. Sy disippels onthou ook die woorde van die Psalm 69 vers 10, die hartstog vir u huis sal my verteer. Dit is die hartstog, dit is hierdie heilige ontzag vir die Here in Jesus Christus, wat maak dat hy hierdie dinge doen. Hierdie heilige woede in hom, vir die heilige Vader, wat maak dat hy hierdie mense wegjaag. Natuurlik vra die Jode dan, wie dink jy is jy, dat jy nou kan kom en hierdie dinge mag doen? In ander woorde, hulle vra vir hom, bewys vir ons 'n bietjie jou gesag, met watter teken? Klink nogal soos hulle woorde aan Johannes die Doper, nie waar nie? Wat is jou autoriteit? Wat is jou gesag, dat jy dink jy kan hiernatoe kom, en teen die goedkeuring van die hoëpriester en die Sanhedrin, want hulle het goedgekeur dat die tempel, dat hier verkopers mag wees, hoëpriester het nie 'n probleem daarmee nie, en nou kom jy, 'n timmerman, en jy kom sê dit mag nie gebeur en jaag die mense weg. Doen vir ons 'n teken dat ons bietjie kan sien wie jy is. Watter gesag het jy? En Jesus antwoord, breek jy die tempel af, binne 3 dae sal ek dit opbou. Die Jode verstaan natuurlik verkeerd. Hulle dink hy verwys na die tempelkompleks. En die gebou is al 46 jaar gelede begin bou, dis natuurlik die tempel van Herodes. En nou sê Jesus, jy kan dit binne 3 dae opbou. Natuurlik nie die punt nie. Jesus het hier verwys na sy eie liggaam. Sy disippels sou dit later ook onthou en toe besef, tot die insig kom. Jesus het hier daardie dag op Pasga by die tempelterrein het hy gepraat van sy kruisiging, sy liggaam wat afgebreek sal word en na 3 dae weer sou opstaan. Nou goed, as ons in Maleagi 3 lees, dan lees ons in Maleagi 3 vers 1 van iemand wat skielik na die tempel sou kom en sy oordeel aankondig. En hierdie iemand is die boodskapper van die verbond, lees ons in Maleagi 3. En dit is wie ons hier sien. Jesus Christus, die boodskapper van die verbond. Hy is die een wat in verse 12 en vorentoe die water in wyn verander het. Hy het gewys hoe hy die ou verbond, die seremonies van die ou verbond, hoe hy die vervulling daarvan is. Hy is die een wat die nuwe verbond aankondig. Johannes doop met water, Jesus doop met die Gees. Jesus verander water in wyn. Hy bring die oorvloed en die seën van die Here teenoor die seremonies en die wette van die ou verbond. Hier is hy weer. Hier is Jesus op die tempelterrein. Onthou wat het daar gestaan in Johannes 1 vers 14. Hy het onder ons kom tabernakel. Die tempel is niks anders nie as die tabernakel. Die tempel is dan nou net op 'n vaste plek in Jerusalem gebou. Hier is Jesus, die een wat onder ons kom tabernakel het, en hy's op die tempelterrein. Maar wat sien hy? Net soos by die bruilof in Kana, sien hy nie net hierdie morele verval onder sy mense nie, onder sy volk nie. Hy sien 'n gekommersialiseerde aanbidding van God. Hy sien hoe ware aanbidding, as dit ware by die venster uit is, by die deur uit is. Mense, Jode, wat nie Jode uitbuit, mense wat verhoed
dat God aanbid word omdat hulle wil geld maak uit die sisteem. Hy sien hier fariseïsme, hy sien hier skynheiligheid, valse aanbidding. En dit is wat maak dat Jesus die boodskapper van die verbond die mense hier wegjaag. Hy is die een wat aanbid moet word. Hierdie tempelsisteem is die ou verbond sisteem. Jesus Christus, die een wat die nuwe verbond bring, hy is die een wat nou aanbid moet word. Dit is wat ons hier sien. Dit is hy in wie daar die gesag, die heerlikheid van God sigbaar word. Dit is hy wat ware aanbidding werd is. Nou ek wil jou gedagtes bietjie vandag aan die gang sit en vra, is dit nie ook so dat baie Christene vandag 'n gekommersialiseerde God aanbid nie? 'n God wat vir ons deur die winkels en deur al die dinge daar buite, die media ensovoorts vir ons opgedis word. 'n God wat glad nie die God van die Bybel is nie. Aanbid jy dalk 'n gekommersialiseerde God, 'n prentjie van God wat hy nie is nie? Dit kan wees dat ons as Christene hierdie gekommersialiseerde God aan die wêreld opdis en dat ons so verhinder dat die mense werklik die ware God aanbid. Kom ons bid dat die Here ook vir ons 'n hartstog vir sy huis, in ander woorde 'n hartstog vir ware aanbidding sal gee en dat ons ook biddende gelowiges sal wees. Bid saam met my. Troue Vader in die hemel, dankie dat ons kan sien wie u seun is, die een wat ons werklik moet aanbid, dat ons nie meer na 'n tempel gaan nie, want u seun het onder ons getabernakel en u Heilige Gees is ook nou in ons hart, sodat ons u kan aanbid. Maar gee tog dat ons u sal aanbid in waarheid, in gees en in waarheid, dat ons 'n biddende volk sal wees, dat ons nie sal val vir die gekommersialiseerde Jesus, en dat ons ook nie daardie Jesus van die wêreld aan ander sal opdis nie, maar die ware God van die skrif. In die naam van Jesus Christus, die Lam, bid ons dit. Amen.